Goeiemôre, good morning op hierdie super spesiale donderdagoggend. Kyk, jy weet dit is spesiaal wanneer Thys hier is, want ons vier vandag ons 100ste episode hier by Goeiemôre, good morning. Hey, Thys, baie welkom. Kan jy dit oorvertel, Thys? Kan jy dit glo? Ja, yes, ek dink dit is exciting, hè? Wie sou nou ooit kon dink, was dit 6 of 7 maande terug, né? Ja. Toe ons letterlik begin het en nog voor toe ons gesels het daaroor en planne gemaak het. Toe Pieter nog Amerikaner was. Ja. En kyk, hier sit ons nou 100 episodes later. Ja, nee, kyk, ons maiden century soos hulle sê. Nou, ons is hier met ons eerste 100 episodes en viering is aan die orde van die dag. In 2025 was dit televisie. Luister mooi kollegas, televisie. Die modehuis Fendi, ja, so 'n Suid-Afrikaanse klerewinkel Foschini wat almal hulle 100ste jaar vier. Hoe is daai? Ja, Afrikaanse 100, hè? En Afrikaans is op sy 100. Ja, yes, sê. Jy het die tyd goed gekies, Thys, maar ons gaan dalk 'n bietjie later meer Van 100s. daarop uitkry. Nou ja, daar is ook baie waarna jy kan uitsien in vandag se spesiale episode. Daar is natuurlik 'n lekker kykerkompetisie in die week se insetsel van Op Dieselfde Bladsy. Ons gesels oor die komende naweek se sporthoogtepunte. Ons bespreek die universiteitstradisie van Joel en Suid-Afrika se eie druifkultivar wat vanjaar 100 jaar oud word. Ons kry boodskappe van 'n paar seniors wat ook hulle 100 jaar mylpaal dan nou met ons deel. En dan is daar natuurlik ook Nicholas Lou wat kom sorg vir musiek. Gaan hy 'n bietjie sy lyfie kom raak? Hy gaan sy lyfie kom raak op 'n ander manier. Raak So, daai iets om lyfie na uit te sien. Dis sy Thys. Ons gaan nou kyk of Thys Ek heb nog so 100 jaar ek sing. Maar ek dink ons moet afskop met ons oggendpraatjies. Ja, ek wil daarom net sê Thys het al 'n paar keer daai Nicholas move gegooi agter so. Ons moet net kyk of hy dit vandag weer kan Jy doen. moet nie van die golfbaan af. Luister, hoeveel keer het ons nou al bespreek hoe tegnologie oorvat in die hedendaagse lewe en wêreld en so. Telke male. Male sonder taal sê hulle, maar nee, ja, 'n kafee in Tokio het bewys dat tegnologie nie net werk kan wegneem nie, maar ook nuwe geleenthede kan skep. By die Don Robot Kafee gebruik hulle robotkelners wat deur mense met gestremthede beheer word, dikwels vanuit hulle huise of selfs vanuit 'n hospitaalbed. Hierdie unieke stelsel stel talle mense wie nie fisies kan werk of gaan werk nie, in staat om volwaardig deel te neem aan die arbeidsmark en 'n inkomste te kan verdien. Die robotte verwelkom kliënte, help hulle sit, neem bestellings en maak selfs 'n koppie koffie. Alles met behulp van menslike operateurs. Hierdie kafee wys ons hoe kunsmatige intelligensie wel gebruik kan word. Is dit nie amazing nie? Ja. Ja. Kyk net daar, ek sal my doodskrik as hierdie robot na my toe kom en vir my sê, hy sê seker niks, hy bring net vir jou koffietjie. Alles lyk vir my oulik. Dis baie stadig. Thys. Daarso, dit gaan nie in 'n restaurant werk met trappies en verskillende Nee. vlakke en so nie, maar wys Dalk jy een net. van Maar hulle gaan ook nooit vra vir 'n verhoging nie. Jy weet as jy nou regtig van fed up is, dan plak jy ons sommer net uit. Jy's uit Elsa. Net hoop hy AI raak nie gewoon daar. Daar sê, "Toeps, jy's weer in Elsa." Asseblief tog. Dit is lekker laf. Nee, maar ek dink dit is my goed om te hoor dat daar hierdie soort inisiatiewe is om werksgeleenthede te skep. Want ek dink 'n mens dink outomaties en oor die algemeen dat tegnologie hier is om ons werk te steel. So, dis 'n oulike konsep. Wonder, wat dink jy, omdat jy nou ook al bietjie te doen gehad het met franchises en restaurante gedoen, wat dink jy sal so 'n stelsel kos om te implementeer tuis? Jong, ek dink ek is weer bekommerd oor ja dat daai onderdele dalk gebruik gaan word vir ietsie anders. Ja. Jy weet so. Hulle kan daarmee inbreek in die aande en my waiters kom steel, nee, jy weet, maar nou ja. Daarom nie. Maar ek dink net hoe vinnig sal hy vir Suid-Afrikaans, nê? Kom my waitertjie uit met 'n makarapa as dit rugby seisoen is of so iets. Dit sal baie lekker wees. Of in Johannesburg is hy gesprei, graffiti. Kyk, julle moet maar nog so 'n bietjie koppe bymekaar sit en dan kan julle dalk iets patenteer, mens weet nooit. Ons gaan. Maar so gepraat van werksgeleenthede. Ek voel 100 jaar oud na aanleiding sy. van hierdie mylpaal vanoggend en alles wat ons al moes Pragtig deurmaak. lyk jy met die bril geleer. Ja, ek leer by my vriend en kollega Pita hier so langs my. Wat is een van die vreemdste werke waarvan jy al gehoor het? Vreemdste werke. Ek moet nou vinnig dink. 'n TV-aanbieder.
Ja, jy weet, ouens wat met slakke boer. Kyk, Thys is so gereed vanoggend dat ek dink hy gaan 'n hele paar dinge sê en dan weet 'n mens net nie wat om terug te sê nie, maar goed. Interessante keuses en dit wat julle uitlig. In San Francisco betaal ryk ouers vir die dienste van Taylor A. Humphrey, 'n professionele baba naamkonsultant. Wat aanvanklik as 'n stokperdjie begin het intussen in 'n luukse loopbaan ontaard waarin sy al meer as 500 babas gehelp het om name te kry. Humphrey bied verskillende pakkette aan, van eenvoudige e-posvoorstelle vir sowat R3.600 tot uitgebreide VIP-dienste wat tot sowat R550.000 kan kos. Nou hierdie dienste behels stamboomnavorsing, sogenaamde branding en selfs dinkskrims oor die regte naam. Haar kliënte strek van gewone gesinne tot beroemdes en volgens haar vra ouers dikwels vir unieke name wat nie vreemd is nie, modern maar nie te modieus nie. En tydens videokonsultasies voel sy soms meer soos 'n terapeut of bemiddelaar as net 'n naamkonsultant. So kan julle dit nou oor vertel? Dit is baie interessant. Dis Dan vra jy al daai geld, dan sê sy vir jou, hoorie so, ek dink ons met jou dogtertjie Purple noem. Purple, ja. Of Apple. Of NY4. Ja. I think her name must be Blue. Dis een van daai goed, hoe gaan ons nou regtig weet hoeveel navorsing en goeters sy regtig doen nou goeters, man. Jy praat allerhande, dis soos hierdie mense as jy nou skielik na 'n glasbal gaan kyk, ek sien dit en ek lees dat en hulle kyk in jou oë en is daar iemand dood onlangs in die familie? Nee. Okay, nou moet ek Van dikwels hoor 'n mens van interessante kombinasies van die ouers wat name bymekaar voeg. Ek wonder nou of sy met, jy weet, nuutskeppings voor in dag kom en of sy maar bly by familiegeskiedenis en familiename. Na aanleiding van die stamboomnavorsing. Ek dink ChatGPT gooi net 'n paar name daarin en hy gaan vir jou 'n paar opsies gooi, daar sê. In Suid-Afrika, hoe dink julle gaan dit werk? Nee, noem hom Johannes. Noem hom Gert, noem hom Koos. Of gaan hulle ook met fancy name uitkom? As jy Johannes en 'n Sari, is Josari. Josari. Maar ek wil nou net sê, dis nogal wat baie gebeur het in Suid-Afrika, is mos mense vat 'n stukkie van pa se naam en ma se naam, goed, dan kom hierdie naam en dan is dit regtig something weird partykeer. Of vreemd. Blue. Hoe het julle te werk gegaan? Blue. Net vinnig. Ek kan nie onthou nie, Lotie sal, dis 'n rukkie terug, maar Lot het maar bietjie nageslaan oor dit en dat en waar en hier. Ek weet net Lunay is al die ma's en die skoonma's en almal se letters en sissies en so. Ek het my naam net omgeruil met Marcel. Ek is Thys Marcel en ek het hom genoem Marcel Matthys. Daar is hy, so maklik en eenvoudig soos dit. Ja, ek het self betaal nie. Myself wat Pieter Koenis het besluit om 'n eksklusiewe nuwe diens te loods. Vriende, kollegas, luister mooi, ek gaan vir jou hondjie 'n naam kies. Stuur maar gerus 'n boodskap vir hierdie pakkette. En ons kuier nou weer verder, maar eers 'n boodskap van een van ons baie goeie vriende op hierdie baie besonderse dag wat ons 100ste episode aanbetref. Loer gou hier. Goeiemôre, good morning van Team Berg, Heitjie, Geraldine en Lemay. Ons wil vir julle sê, well done, woo, met julle 100ste episode. Mag julle nog 'n groot verskil maak daar buitekant, 'n groot impak maak soos julle reeds doen. Ons is baie trots op julle en ons sien uit vir die toekoms. Well done julle, happy birthday. Mwah, 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 mwah. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants.
Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit. So maklik los ons al jou probleme op. Wel amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Hallo daar, goeiemôre, good morning, baie geluk met julle 100ste episode. Baie dankie vir dit wat julle doen en dit wat julle vir ons bring. En so ook baie dankie vir jou daar buite wat hierdie ondersteun en seker maak dat 'n program soos hierdie op die kassie bly. Baie geluk, hoop ons doen dit sommer oor 100 episodes weer. Inderdaad, nog 'n boodskap van een van ons goeie vriende hier by Goeiemôre, Good Morning, ter viering van ons 100ste episode. En groot opwinding soos julle kan sien en beleef hier vandag. Nou, ons kollega Ros kan ongelukkig nie hier wees vandag nie, maar sy het ook vir ons 'n baie spesiale boodskap. Luister gou-gou en kyk. Geluk, goeiemôre, good morning met die 100ste episode. Ek is so jammer dat ek nie daar kan wees nie, maar ek wou net sê, dit was ongelooflik om vir die afgelope 100 episodes deel te wees van so 'n lekker kykprogram. Die mense wat ons ontmoet het, die stories wat ons kon vertel, die onderwerpe wat ons dek, selfs in die oggendpraatjies, soms as dit bietjie snaaks is. Dit is regtig 'n ongelooflike program en ek is so trots om die eerste 100 episode saam met julle te kan ervaar as deel van die span, en ek hoop daar kom nog 100 en nog 100 en nog 100 en nog 100 en nog 100. En op daar dink nie gaan ons lyk nou nog 100 en nog 100. Maar baie dankie ou Rosa, ons mis vir jou, ons is baie lief vir jou en dankie ook vir die aandeel wat jy het in die sukses van Goeiemôre, Good Morning. Dis net nie dieselfde sonder haar nie, maar nou ja. Jy sien, sy voel inferieur vandag hierso, want jy sien. Wat kan ek sê? Maar ons moet aangaan, So ek wil vanoggend so 'n bietjie goeie nuus deel. Is julle gereed daarvoor? Altyd. Ons nou 'n lekker oggend. Tuurlik. Suid-Afrika het 'n rekord van 5 nominasies vir die 2025 internasionale Emmy-toekennings behaal. Die meeste wat nog ooit deur 'n Afrika-land in 1 jaar ontvang is. Nou met hierdie nominasies het Suid-Afrika die 3de hoogste nominasies vir vanjaar se seremonie, net na Brasilië en Brittanje. MultiChoice is vir die 4de agtereenvolgende jaar genomineer met titels in 4 kategorieë. Nou onder hulle is SuperSport se dokumentêr Chasing the Sun 2, wat die Springbokke se oorwinning by die 2023 Rugby Wêreldbeker volg en sal meeding teen dokumentêre uit Argentinië, Spanje en Brittanje. Ook genomineer is Showmax se Afrikaanse misdaadreeks Koek en Mnet se dokumentêr School Ties. Nou Charlotte Hope is ook genomineer vir beste aktrise vir haar rol in Showmax se Catch Me a Killer. Suid-Afrika se 5de nominasie kom in die kategorie Kids, Factual and Entertainment en dit sal dan nou wees vir Playroom Live. Nou Nomsa Feliso van MultiChoice
sê die nominasies is 'n belangrike mylpaal vir die plaaslike televisiebedryf en erken die kreatiwiteit, passie en toewyding van inhoudspanne en ook produksievennote. Die International Academy of Television and Arts and Sciences het in totaal 26 lande in 16 kategorieë erken. Die Emmy-wenners sal tydens 'n gala-geleentheid in New York City op die 24ste November bekend gemaak word. En ek dink dis werklik 'n pluimpie vir ons Suid-Afrikaanse bedryf. Ja, is 'n groot veer in die hoed. Fantasties. Wel as jy kyk die Wêreldbeker het jy al Chasing the Sun 1 gekyk en 2 gekyk. Ek het geweet dit sou die volgende vraag gewees het ek al enige van hierdie gekyk en dit was inderdaad net Chasing the Sun ongelukkig wat ek gekyk het. Maar dis goed, dit is regtig baie goed gedoen. Saam soos hierdie show. Jy weet ons het ook op die volgende een. Jy weet die beste ontbytprogram. Absoluut. So jy gaan ons inskryf. 100 episodes later. En dit is my baie lekker dat as 'n ou kyk na iets soos Chasing the Sun, hoe die ouens toegang gekry het of jy weet toegelaat was om regtig bietjie in diepte te kan navors oor wat dit behels. Dit was nie net hierdie jy weet baie keer is die ouens net dis wat ons vir julle gaan gee, dis wat ons bereid is om te doen en ek dink dis wat Chasing the Sun nogal 'n bietjie grensverskuivend was. En natuurlik al kleedkamer gesprekke. Maar ek dink oor die algemeen is dit vir my baie goed om te weet dat ons plaaslike inhoud op internasionale vlak ook vereer word, want ek dink dis werklik iets 'n punt om na toe te werk. En as jy daai erkenning kry en jy kan nou nog 'n toekenning ook inpalm in die proses. Ek bedoel 'n groter pluimpie is daar seker nie. Ek sê nog altyd ons as Suid-Afrikaners is blerrie goed in dit wat ons doen. Jy weet veral ook in die vermaaklikheidsbedryf, televisie, radio, daai goed. Ons kry net nooit daai blootstelling soos wat die internasionale ouens dit kan kry of die Amerikaners waarmee ou dadelik wil vergelyk nie. So well done, ja. Dis die beste motivering. Ek dink dit is 'n baie goeie eienskap van 'n Suid-Afrikaner. Jy weet dis goal driven, performance driven en dit is maar net eenvoudig wat dit straal uit in ons sport, dit straal uit in ons ekonomie op hierdie stadium en ons politiek, jy weet en natuurlik op hierdie show. It's beautiful. Hierdie ouens, julle het nog nie 'n oggendprogram soos hierdie beleef nie. As jy die eerste 100 gemis het, jy wil nie die volgende 100 mis nie. 100 episodes natuurlik. Niemand wil dit mis nie. Baie lekker. Tuisa, is goed om jou weer hier by ons te hê. Lekker weer te wees. Baie dankie my ou vriend. Ja, nie net hierdie inloer storie in die laptop toemaak en opgaan. En ek moet ook vir julle sê net om dalk af te sluit met hierdie spesifieke gesprek ook net. Dis altyd lekker om iets te kyk en dan voel 'n mens by jouself, "Sjoe, jy kan nie glo dat dit 'n Suid-Afrikaanse produksie ook is nie. Dit het al telke male ook gebeur. So ons is trots op elke liewe persoon wat genomineer is, né? Nee? En ou kom nogal baie keer agterop en hoor jy in die rolverdeling of iets 'n Suid-Afrikaanse naam dan. Inderdaad, dan dink jy, David. Bly ingeskakel, want net hierna is dit weer tyd vir ons insetsel van op dieselfde bladsy waar een kyker ook 'n lekker boekeprys kan wen. Maar ons kyk nou eers na 'n boodskap van die bekroonde aktrise Jeannie Swegelaar, ook 'n goeie vriendin. Good morning, goeiemôre. Baie geluk met julle 100ste episode. Sjoe, time really flies when you're having fun, hè? En dit is my so tasbaar hoeveel pret julle almal daarop stel het elke oggend. Mag daar nog 100 maal 100 episodes wees. Dankie dat julle ons elke oggend vermaak en al die nuutste gebeure vir ons gee. Ons waardeer julle opreg. Lekker verjaar. Ek hoop julle eet 100 stukkies koek en mag hierdie program net van sterkte tot sterkte gaan. Baie liefde, Jeannie Swegelaar. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Ek kuier vanoggend weer hier in Graffiti Boeke by Zambesi Junction in Montana, Pretoria. En net voordat ons by vandag se boeke uitkom, wil ek jou daaraan herinner dat jy solank die nommer wat nou onderaan jou skerm verskyn, sal neerskryf om aan ons kykersvraag kompetisie deel te neem. En jy kan natuurlik ook 'n bestelling plaas by graffitibooks.co.za. Nou Leonie, uiteindelik kan ek jou ook nou groet en vra, waarmee begin ons vandag? Môre Elsa en goeiemôre aan almal wat kyk. Ons gaan vandag afskop met 'n lieflike boek met die titel Kombuistaal. Dis geskryf deur Wiki de Beer met pragtige illustrasies deur Rolien Immelman. Nou Wiki de Beer is 'n resepontwikkelaar en sy was vir meer as 20 jaar die kosredakteur vir Rooi Rose. En hierdie kookboek gaan die jong span nie net laat smil aan heerlike kos nie, maar dit gaan hulle ook leer hoe om gesonde keuses te maak. Kombuistaal gee vir kinders die woordeskat en die vaardighede om seker te maak dat hulle van jongs af weet hoe om kos te kies wat gesond en heilsaam is. En selfs groot mense word touwys gemaak oor hoe om slim keuses te maak om hulle besige kinders gesond en sterk te hou, en is alles gebaseer op wetenskaplike navorsing. En boonop is dit 'n lekker leesboek propvol nuwe gedigte deur Antjie Krog. En as jy deur die boek blaai, sal jy sien daar's die wonderlikste resepte wat die jong klomp vir hulle self kan maak, wat hulle vir die familie kan voorberei, en daar self resepte wat die groot mense kan voorberei. So die titel van hierdie boek is Kombuistaal, dis geskryf deur Wiki de Beer, uitgegee deur Lapa Uitgewers en dit kos R260. Dis vir my 'n verskriklike oulike konsep en ek hou van die titel van die boek ook. Ja, dis 'n wonderlike boek en dit gee ook vir kinders langtermyn daai gesonde eetgewoontes van wat is belangrik om te eet en hoe om dit voor te berei. En Antjie Krog. Wat meer kan jy vra? Goed, wat is volgende? Die volgende boek is 'n lekker leesboek, Sarah +1 deur Christel Loots. Nou Sarah het geen begeerte om met grasie oud te word nie. Haar bloedrooi haarkleur kom uit 'n boksie. Sy dra onpaar oorbelle en fancy tekkies sonder veters. Sy is 'n weduwee, maar allermins eensaam. Sy chat die hele dag op die internet en sy gesels met haar kleinseun wat haar bel, maar waarmee Sarah nie rekening gehou het nie, is dat sy in hierdie stadium van haar lewe 'n metgesel sou nodig kry. En dit is nou wat die uitnodiging na haar 55ste matriekreunie skielik van haar vra. 'n +1 op aarde wat sy waar moet vind. Sarah weet nou al dit gaan net ou wonde oopkrap en die rampspoedige gebeure op die rugbyveld destyds en oor die beskuldigings teen haar pa die burgemeester wat hy nooit weer lê het nie. Om als te kroon kom die uitnodiging van daardie hartevertrapper Franco Fourie af. Sal Sarah hom na al die jare weer in die oë kan kyk. Sarah +1 deur Christel Loots, uitgegee deur Quellery en kos R290. Goed, dan die derde boek. Ek gaan ons afsluit met 'n lieflike boek. Irma Venter, die 3 weduwees. Hierdie is die 4de reeks boek in haar Ami-reeks. Nou Ami het geweet die dag gaan kom dat sy moet afskeid neem van Paul de Jager. Hy is die afgetrede polisiegeneraal wat met mening teen Alzheimer's beklei het. Maar wat sy nie verwag het nie, is sy laaste opdrag aan haar. Sy moet met die hulp van sy 3 ex-vroue na 'n stokou onopgeloste saak kyk.
Die 3 weduwees, soos hulle self noem, is aanvanklik ewe min lus om aan Paul se versoek gehoor te gee. Want niemand kon dan al bepaal hoe 'n 15-jarige seun van Pretoria in 1999 met net R20 in sy sak verdwyn het nie. Met haar eerste besoek aan die moot besef Ami dat Eberhard Gou se ma nog lank nie moed verloor het nie en sy dink haar kind gaan nog steeds huis toe kom. Teen haar sin begin sy al hoe dieper in hierdie raaisel ingetrek word, die halwe waarhede en leuns wat een vir een begin kop uitsteek. En toe verdwyn nog 'n kind. Die 3 weduwees van Irma Venter word uitgegee deur Tafelberg en hy kos R350. Klink na 'n interessante verhaal. Nou, wat is vandag se kykersvraag? Vandag se kykersvraag is, wie is die skrywer van die 3 weduwees? Daar sê, ek dink dis maklik genoeg. Ek dink so. So maak seker jy stuur jou boodskap nou na die nommer wat weer onder aan jou skerm verskyn om hierdie 3 boeke te kan wen. Leonie, dit was soos altyd heerlik om by jou te kan kuier en ons kan ook 'n draai gemaak by graffitibooks.co.za en so ook ons bestellings plaas. Absoluut, en dit was baie lekker om saam met jou te kuier. Nou maar ja, tot 'n volgende keer. Onthou, al die boeke wat ons vandag bespreek het, is beskikbaar by graffitibooks.co.za. Nou, net voordat ons voortgaan tuis, ons weet, jy sit hier soos 'n kat wat room gekry het. Jy is so trots op hierdie program en ons kan verstaan waarom. Ja. Maar wil jy dalk net so 'n bietjie teruggaan in tyd en vir ons sê wat jou laat besluit het om met hierdie konsep, dit klink vreemd om dit so te stel, maar waar hierdie konsep vandaan gekom het? Ag, ek dink as 'n mens kyk weer eens waar ek vandaan kom in die entrepreneurkant ook van dit. Jy weet, ek is mal oor 'n uitdaging en ek dink ja ook dit is 100 jaar vir Afrikaans gewees en die VA-kanaal is baie goed gesind as ideaal en hulle span. En natuurlik, jy weet, ons het ander produksies ook in die vorige jaar op hulle kanaal gemaak. So ek dink daai verhouding het daar begin. En ek en Pieter met ons agtergrond, jy weet, ons kom al 'n baie lang pad saam en goeters. Jy weet, toe het ek hom bietjie geskakel, jy weet, toe hy nou in Amerika was en ons het so begin gesels. Ek het vir Pieter gesê, Pieter, ek het hierdie crazy idee. Jy weet, ek dink ons moet 'n byprogram begin, jy weet, in Afrikaans en jy weet, maar waar begin 'n ou? Jy weet, en soos wat jy enige ding aanpak, moet jy nog altyd 'n jockey hê, jy weet, om daai perd te kan ry. En toe het ek maar net vir Pieter gesê, luister, guide my hier en die gesprek het toe nou weier gegaan en Pieter het vir my op 'n stadium gesê, luister Thys, ek hou van waaroor ons praat, maar ek dink ek is jou jockey. Ja, ek is ook 'n jockey wat 'n perd kan ry. Hoekom gesels ons nie bietjie daaroor nie? Toe hy was vir so 'n oomblik net so 'n bietjie stil toe sê, okay, is jy ernstig? Ek kom terug na jou toe. Ja nee, dis 'n geskiedenis, word episodes later. Dit is baie duidelik dat Pieter die nommer 1 keuse was. Ag, asseblief tog. Ek is nie geskakel nie. Ja, so ek gaan maar net sê dankie Azilia vir die geleentheid. Vriende, waar is Rosanne? Want arme Elsa is nou hier op 'n laagtepunt. Elsa, ek deur vanoggend. Heerlikheid, arme jou. Dankie hoor, dankie dat ek ook hier kan wees. Julle is absoluut geselekteerd geweest, ek moet dit ook daarom vir julle sê. En ek dink ja, dit is wat dit so 'n mooi storie gemaak het. Alles het net so mooi in plek geval. Jy weet, soos met ons ander vennote by Koelebox Brothers, Marno, ou neef van jou, jy weet, en nou Michael van Sail, jy weet, wat nie 'n neef is van my nie, jy weet, en natuurlik Odette. En ek dink ja, julle het so mooi ingepas en ons het nie gaan soek nie, julle het net ingeval. Ag, Thys, baie dankie. Baie dankie vir die geleentheid. Nou, bly ingeskakel, ons gaan dalk nou nog verder gesels, maar intussen is dit binnekort tyd vir jou sport en dit is saam met Arnold Keerts. Dis by Goeiemôre, Good Morning. Bly ingeskakel. 100 jaar! Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim.
Sleepover, jou tuiste langs die pad. Nou ja, ons almal weet die manne in jou lewe word nooit regtig groot nie. So ook sal ons vrouens en ma's nooit ophou sorg nie. Ophou wonder nie. Is daar voldoende voorsiening gemaak vir eendag? En wie gaan die boedel hanteer? Eksekuteurs, want boedels en testamente is wat ons doen. Besoek eksekuteurs.co.za of kontak jou finansiële adviseur. Eksekuteurs, versekerheid tydens onsekerheid. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Hey, good morning, goeiemôre, dis Kurt Darren hier, luister, 100ste episode, wat 'n mylpaal, met daai klomp in daai studio, besonders, nee, ek love hulle, luister, hier's vir nog 500 episodes, baie geluk en baie liefde, cheers. Cheers, dit was natuurlik ons eie kaptein, Kurt Darren, met daardie pragtige boodskap, mal mense, het vat 'n mal ou om nog 'n paar mal is te sien, grappie Kurt, daai oor waarom net hier uithaal, en ek hy's oor na ons eie kaptein van sport. Ek wou net sê, oorwarm. Ek gaan ons al lekker pret gehad in oggend met die oorwarm te kry. Ek dink nie Kurt het heeltemal verwag ons gaan so mal gaan nie. Dis nie wat hy sê soos hy sê. Toe sy ook heel uit sy kassie uit. Heeltemal. Baie geluk julle. Gedaan. Dankie. Ja, gedaan. Collega, dankie. Ja, nee, ek moet sê, het voel nie soos 100 nie. Glad soos 200. Gepraat van 200, hierdie is my een van die stories van die jaar, en hy het so saggies ingeglip. So Wêreld Rugby se uitvoerende raad het op nuwe riglyne vir spelers werkklas vir elitespel ooreengekom en het gister aangekondig. Dis volgende jaar se interne nasie kampioenskap is ook toe nou aangekondig, en soos beplan gaan hy voort. Die riglyne wat deur 'n projekgroep kundiges aan Wêreld Rugby aanbeveel is, bepaal dat spelers nie meer as 30 wedstryde in 'n enkele seisoen of 6 opeenvolgende wedstrydweke moet speel nie. En ook 'n toegewyde 5 weke lange buiteseisoen pouse moet hê. Daarbey saam spelers moet ook geregtig wees op 'n minimum rusperiode van ten minste 1 week wanneer hulle vir internasionale wedstryde gekies word, en sal oor 'n jaar 12 weke geen kontak hê in oefening. Ek dink alles hierdie is wonderlik. Terselfdertyd weet ek kan onmiddellik al die afrigters sien wat sê, hoe gaan ons hierdie ding doen? Hoe gaan dit werk? Maar ek dink op die ou einde met die beserings, die traumatiese kop, rug- en nekbeserings wat mens deesdae kan kry, is hierdie absoluut, dit is sonder twyfel een van die beste skuwe ooit. Ek weet dit gaan dit moeilik maak, terselfdertyd die werkslas wat hierdie spelers het, is bloot net ongelooflik. Hoe hulle dit week in en week uit doen, dit weet ek nie. Ja. Maar ek wil nog genoeg diepte is, jy weet, vir spelers om hulle te kan vervang as hulle moet roteer. So, snaaks genoeg. Dis een van die dinge wat ek dink julle byvoorbeeld by die Leeu's rarig mee gaan sukkel, en selfs gelukkig hierdie is die internasionale venster en die provinsiale venster op hierdie stadium, maar die interessante ding is jy gaan sukkel met diepte, maar dit gaan jou help. Kyk net wat het Rassie hulle in die bokke gedoen met diepte oor 'n hele aantal jare. Jy moet diepte hê. So jy sal moet reg gaan shop, jy sal die regte ouens moet gaan kry, en jy sal moet ontwikkel in jou eie provinsie, hier van onderaf, van laerskool af, gaan jy moet begin deurwerk. Dit is dalk 'n goeie ding vir rugby, all over, en jy weet, van jou nasionale na jou internasionale vlak. Ons moet ons comeback met maak, Piet. Uiteindelik, nou ja, jy weet wat, daar's nie gereeld dat ek ooit uit hierdie mond uit sal waarborg en sal sê dat 'n Aussie sin maak nie. Ek hou nie daarvan om dit te sê nie, dis soos mieliepap sonder die water en die melk en die suiker. Wat jy vanoggend wil sê, jy het gehoor, en ek het gehoor, kan sin maak. Ja, dit klink. Die Aussie rugbykaptein Michael Hooper het die volgende gesê oor skeieregters. Nou mense moet mooi hierna luister, want hierdie is dis wysheid uit die Aussie se mond uit. Luister gou hierna. Not the referees. I'd actually like to see the referee bosses come out on the Monday
and explain the rulings. I think that would actually be a great piece of content and a really good understanding for World Rugby to come out and say, these are the rulings, this is the way that we want to see rugby officiated, this is why the refs did it, he got it right or wrong. Now, as players, they get things right and wrong. Referees are allowed to get it right and wrong, but I think if we had, if we saw accountability from World Rugby going, this is what's happened, this is the process of how it happened, and this is our process to improve it, just like you would with players and coaches and teams around the world, I think that would be a great thing for the viewer to see, is seeing and understanding how the system behind the referees work, because right at the moment we just see the referee turn up, and if he makes a bad call, then we slam him. And look, they do officiate the game, they do need to be held accountable, but how can we at the moment? We don't live in their shoes, but I think it would be a great stance for World Rugby to put, is go, this is what our guys are dealing with, this is why they're making the decision, and this is potentially how we're making it better. What do you think? I'd love that. Yeah. How Hoop said it, that's a tick of approval for me. Transparency removes all the, I guess, negative energy and vibes, because there's one side usually is happy and one side usually is, ready to throw the toys at the cop. Can I just say something here? Like, if a team performs poorly, what does a good coach do? He gets up and he takes ownership and he steps up and says, we didn't prepare the team right, we missed our process, we didn't do these things, and he protects the players. And I think it's a great opportunity for World Rugby to do similar, is to get out there and protect their referees, because, God, it's a hard job. Imagine being Piatti on the weekend at Eden Park, no one's won this since 94, and being the referee that, no matter what, if the Wallabies had won there, it was probably the decisions flip on the other side, and that's okay. That's what these referees want, just like the players want to referee at big-time games as well. But I think it would be great to see World Rugby to come out and say, this is where we're at. All I want to say is, good on you, mate. Good on you, Hoops. Yeah, I love it, mate. Well done. Ek stem net nie saam met daai van daar's 'n een span wat aan die einde van die game kwaad is en die ander een wat happy is. Jy weet dit is wen en verloor. Wenner, verloder. Maar so gereeld het die skeieregter so 'n groot invloed op daai ding. En as mens wil eerlik wees, op Eden Park verlede Saterdag, die Aussies het die momentum gehad totdat Piatti hulle begin doodplaas het. En dit is, daai maak soveel sin. Ek hoop Wêreld Rugby daarna gekyk. Dit sal so goed wees. So van nou af, omdat jy mos sê die Aussie maak mos nooit sin nie. Jy weet, so vanaf is my vrou met my moeilik is, sy sê stop being an Australian. Stop being an Aussie. You're on your own. You're on your own. Ek ken vir dit, jy's op jou eie. Nou hoor ons net koenks, dan sit nog 'n pan wat gaan in die van sy daar gaan ons. Laaste ding. Dis min so gepraat van vrouens, dis min dat ek reg is en vra my vrou, sy sal dit vir jou sê, maar ek het Maandag gesê, ek sit daar om te dink, wat sal gebeur as die bokke 80 minute aan mekaar sit? Want onthou, tot dusver was dit in die afgelope 3 toetse 22, 40 en 45. En dis toe nou dit. Maar Rassie Erasmus het nou gister uitgekom en hy het dieselfde ding gesê. En ek haal hom aan. Ek dink toe ons teen Australië verloor het, dat hy gesê het, toe ons 22-0 voor is, mense gedink dis hoe dit lyk, en ons verstaan dat ons te veel vryheid gegee het. Ons het probeer dink dat die verdediging, die aanval en die skopspel en al die ander dinge, vaste fases en so aan, dit komplementeer. Dis beslis nie iets wat dramaties in die laaste 3 wedstryde verander het nie. Dit gaan Saterdag teen Argentinië verander. Baie lekker sport, baie dankie my vriend, dankie vir die waarheid en dankie dat jy deel is saam met ons vanoggend vir ons spesiale 100ste episode. Hier's nog 'n boodskap van 'n goeie vriend en ek weet jy gaan sommer ook baie geniet om te sien wat Ampie te sê het. Goeiemôre, good morning, dit is Ampie aan hierdie kant. Ek wil net vir julle baie geluk sê met julle 100ste episode van Goeiemôre, good morning. Yes. Dit steek nie in almal se broek nie en ek wil net van my kant af baie geluk sê. Lekker dag, cheers. Happy jy. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows, ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand.
Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Relax. Unwind. Murphy's Law is real. Whatever can go wrong usually does. Surprise! Mom and Dad! Oh, come on! Don't give Murphy the satisfaction. Make sure you have Dodge's extended warranty in place. Starting from 9 Rand a day, you can get Dodge's extended car warranty that covers up to 400,000 Rand in parts. So if a part breaks or fails, we'll cover the cost of replacing it. It's that simple. Visit dodge.co.za, quote online in under 3 minutes. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency. Do you want to make an impactful change? Empower and uplift your community to better the lives of the less fortunate. Share your ideas and build healthy friendships in a community of like-minded individuals. My favorite thing about Roundtable is making a difference in others' lives. Actually building something for a community. The friendships that you've made, it will last you a lifetime. Join Roundtable Southern Africa at roundtable.co.za and make your impact today. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Goeiemôre, good morning, happy 100th episode. Kyk hoe vinnig en lekker is dit. Piepie was 'n kort boodskap geweest daai. Ek en Tuise word natuurlik 'n bietjie lekker pamperlang op hierdie stadium as deel van die 100ste episode van Goeiemôre, good morning. En ek sit nou hierso saam met die span want my van Rooyen en sy het hierdie span saamgebring met al hierdie lekker bederfies. My hartlike goeiemôre. Baie dankie Pieter. Dis 'n voorreg dat julle my ons genooi het en dat ons hier kan wees. Jy's nou al vir jare in die skoonheidsbedryf. Ja, 35 is lank. Ek dog jy is nou eers 35 maar. Dit is op ja, nee dit ook. Hoorie maar nou het jy begin met hierdie mobile spa treatments. Wat presies is dit? Weet jy Pieter, baie mense het nie die tyd om heen en weer te ry na plekke toe nie. So ek kry my mense gereed en dan gerig ek in en ons bou daar vir hulle in hulle eie omgewing wat hulle meer gemaklik laat voel. Veral as ons body exfoliation nog so aan doen, dan is dit in hulle eie, jy weet. Eie omgewing, baie lekker. Tuis, hierdie is baie lekker in ons eie omgewing. Ek is so ontspanne waar ek hier sit, nê. Hoorie, jy doen ook naels en al daai lekker dingetjies en dan vertel die dames seker vir jou al hulle geheime. Oei, jene, ek kan vir jou boeke skryf, maar weet julle, ek het oor die jare, dis 35 jaar se ervaring, myself geleer dat as jy by daai deur uitloop, het ek vergeet. Nie dat ek nie omgee nie, maar dan sal ek 'n nota maak van die belangrike punt en dit die volgende keer mee voortgaan wat positief is. Baie lekker. En waarom is hierdie bedryf jou so spesiaal? My passie is mense. Ek sê mos altyd dat I'm half crazy, want mense makes me tick. En ek love die lewe. Jessie, ons is hier. So help dit, is dit 'n goed genoeg antwoord? Dit help, dit is baie goed en dis lekker en jy laat 'n ou goed voel. Ek meen wonderlik, dis die idee. Absoluut om mense te julle almal gaan deur moeilike tye in die lewe. En so ons plek is om jy's pragtig. Jy's voel jy nou lekker en dan ek het al baie jy's welkom. Ek het al baie gekry dat hulle nooit dat sê jy's ek voel soveel beter. So. Nou vertel vir ons 'n bietjie van die bederfie. Wie is die twee pragtige mense hier saam met ons? Tanya is 'n aroma
terapie olie spesialis. Ek kies my mense. En Hope is ook altyd van hulle is mense in passie, hulle passie is mense. Hope studeer nou nog sy graad in eintlik forensies. Hope, just give me quickly, it's forensic. Cybersecurity. En dan wat het jy Pieter? Film editor. Skus tog. En dan film editing. So dit is sy, maar dan hy help my met my spa daar dat jy weet hy vul in en hy doen ook massering. Tuis maar, hoe voel jy my vriend? Ek weet dis mos maar 'n vreemde ding as mense aan 'n ou se voetjies vat. Ja, kyk ek dink hy hoop wat jy vir my sit gee my voete weer hoop. Voete weer hoop. Diep spore trap vandag. En wat se spesiale sousies en wat noem julle dit? Wel, ek noem dit nou maar 'n sousie, maar wat se roompies se goedjies gebruik? Ek het daai room is eintlik 'n room wat ek het een aand gestaan in Pick n Pay en ek het tot die been toe, middag was ek koud. En iemand vra my, how are you tonight? Want ek praat met die wêreld en ek sê, "Sjoe, I'm cold to the bone." En die staan 'n noordsoete dametjie agter my. Ou tannetjie. Sy sê mixed cream. Weet jy, Koenie, so ek gaan hom patenteer want hy voed die vel, hy lig die vel op en Tanya is die spesialis op aromaolies. So sy sit nou haar aromaolie by dit, ja. Tanya, baie dankie. Wanneer laas jy so 'n paar mooi voetjies gesien soos my in tuisine? Maak jy nog laat. Ek sien sy maak stoute oogies hierdie kant. Luister, so waar kan mense julle in die hande kry om ook julle kan so my bederf te word? Op my WhatsApp, jy weet, ek werk graag die besigheid op WhatsApp dat as ek 'n kliënt besig is met 'n kliënt, weet net ek gaan terugkom na jou toe. 100%, ons sal daardie details ook deel na jou toe. Ons gaan 'n bietjie agteroor sit en verder bederf word op hierdie 100ste episode. Baie dankie vir julle. Elsa, wil jy plekke ruil? Weet jy, wat kan ek sê? Julle het die beste tyd vandag en ek moet werk, maar dis 100% so. Dalk kan ek 'n plan maak vir na die tyd, maar ons vier vandag 100 tellings en die tradisie van Joel wat oorspronklik sou ontstaan op die Universiteit van Pretoria se kampus gevind het, word ook 100 jaar oud hierdie jaar. Ek gesels nou met Tenis Faf de Wet, 'n studenteraadslid van 2024 se Joel by die Noordwes Universiteit in Potchefstroom. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Goed, Joel staan vir jou onbaatsugtige opoffering vir liefdadigheid. So ek wil vir jou vra, kan jy asseblief ons 'n bietjie meer agtergrond gee oor die ontstaan van Joel vir diegene wat nou nie weet nie? So in Potchefstroom spesifiek, dit het vlam gevat in 1942 en dit was eerste Vrededag vernoem. Daar was verskriklike groot onruste tussen die weermag daai tyd gewees en die studente en 'n dame van die Potchefstroom kampus daai tyd het besluit om 'n optog te reël om die studente bewus te maak en 'n bietjie die onruste af te bring tydens die Tweede Wêreldoorlog. Dit was toe later vernoem na Karnaval wat toe die fondswerwing inisiatief was en toe in 1964 vernoem na Joel. Tenis, ek wil tog vir jou vra, is dit steeds dieselfde as toe dit aanvanklik ontstaan het of het dit oor die jare so 'n bietjie verander? Joel het aansienlik baie verander en ontwikkel vanaf sy ontstaan, van 'n klein studenteoptog na 'n geregistreerde NPO toe. Ek sou ook sê die styl van vlot het verskriklik verander oor die jare en is verbeter en daar het baie inisiatiewe wat ingebring was, soos byvoorbeeld die musiekfees wat bygekom het. Potchefstroom, soos my kennis strek, is ook die laaste universiteit wat wel nog die vlotte bou. En het ook wel verander vanaf 'n vlot optog na 'n vlot uitstalling wat nou op die plaas self plaasvind. En dink jy Joel is in vandag se tyd nog relevant? Eer 100%. Ek dink die inisiatiewe en die projekte waar Joel betrokke is, maak steeds 'n groot impak in die gemeenskap. Dit is steeds vandag 'n hoogtepunt op enige student se kalender en ek glo dit is 'n manier om die gemeenskap en studente bymekaar te bring vir 'n groter doel op die einde van die dag. Hoe voel dit vir jou om deel te wees van 'n eeuoue tradisie? Joel is 'n ongelooflike ervaring en is regtig iets moeilik om te beskryf, om te dink waar ons begin het en waar ons nou is en deel te kan wees vir wat dit nou is en wat dit eendag nog kan wees, is 'n ongelooflike groot voorreg en ek glo dit is nou ons as jong mense se verantwoordelikheid om seker te maak dat dit voortleef. Nou moet ek ook vir jou vra of jy vanjaar enige iets spesiaal beplan het of gedoen het. Jy weet nou aanleiding van die feit dat jy 'n 100 jaar se bestaan van Joel vier.
So Potchefstroom kampus se Joel is nou om en by 83 jaar, maar ek glo by die 85 jaar merk sal ons 'n groot feesviering hê en ek glo sodra ons die 100 jaar merk ook uiteindelik bereik, sal ons nog 'n groter en beter fees verbeerel en ek dink dit gaan groot feesvieringe wees en ons sien uit. Hoe besluit julle aan watter liefdadigheid of dalk liefdadigheidsorganisasies die fondse gaan? So die NPO funksioneer in 2 afdelings, naamlik Joel en SCGD. Nou Joel genereer die fondse vir hierdie NPO en dan SCGD gaan doen dan 'n behoeftebepaling in die gemeenskap om te bepaal watse projekte of organisasies gaan dan hierdie fondse nodig hê en dan op die einde van die termyn waar Joel nou klaar die geld gegenereer het, kan hulle dan uitbetaal aan hierdie projekte en organisasies. En is gewoonlik ook baie beplanning, nê, wat met Joel gepaard gaan. Dis 'n hele proses. Kan jy vir ons dalk so 'n bietjie meer uitbrei na aanleiding van wat dit behels? Ja, nee, ek moet sê die beplanning is dis 'n baie intensiewe ding en ek dink om te vat in studente se hande is ook 'n ongelooflike ding. Van die feesvieringe, jy weet om 'n musiekfees te reël is nog iets anders te die vlot optog self te reël en om die groep studente bymekaar te kry en dan die gemeenskap ook. Dis maandesbeplanning wat op die einde van die dag op 'n week neerkom en ek dink dis iets moois wat bymekaar kom. En wie is sommige van die belangrikste rolspelers wat by daai gesprekke en beplanningssessies en proses betrokke is? So die Joel Esserlid is definitief hoof en beheer, maar hy het ook 'n IK wat dan nou uitvoerende komitee is wat dan ook 'n groep studente is wat dan net daai Esserlid help om seker te maak die projekte word voltooi en dan het ons ook baie mense van bestuur af se kant, studentelewe se kant af wat ons definitief help met meer logistiese beplanning en reëlings wat dalk bietjie buite ons perke is. So daar's 'n groot groep mense op die einde van die dag agter die skerms wat al hierdie goed bymekaar trek. Nou moet ek ook vir jou vra, ons het nou gesels oor hoe relevant dit nog in vandag se tyd is en jy is van mening dat dit steeds baie relevant is. Ek persoonlik het nou nooit die voorreg gehad om 'n Joel te kan beleef nie, so miskien moet ek maar net een of ander tyd 'n draai kom maak om net te kan sê ek weet wat presies dit behels. Maar dalk net op 'n persoonlike vlak, so iets is so deel van 'n mens se herinneringe na aanleiding van die tyd wat jy op universiteit ook beleef het, nie waar nie? Nee, verseker, ek dink definitief veral van 'n eerstejaarse perspektief af, dis jou intree vlak in student wees. Jou eerste ding wat jy ervaar is om 'n heel blommetjie te vou en vlot bymekaar te staan en ek dink dis 'n baie groot samehorigheid van studente wat bymekaar kom en dis werklik iets mooi en is vir vriendskappe en soos jy gesê het herinneringe gevorm word en dis 'n hoogtepunt op enigiemand se kalender van eerstejaars tot jou 6stejaars. Nou net laastens en ter afsluiting, dalk net 'n spesiale boodskap van jou kant af ook, na aanleiding van hierdie wonderlike mylpaal wat Joel dan nou bereik het. Ek wil net sê Joel is definitief nog verskriklik relevant en ek dink is belangrik vir die gemeenskap om bankvas agter dit te staan. Ek dink dis ongelooflik wat studente op die einde van die dag vir liefdadigheid kan doen, maar ons kan ongelukkig nie sonder die gemeenskap doen nie. So ek dink is 'n ongelooflike geleentheid vir die publiek en studente om bymekaar te kom en so 'n groter doel te bereik. Sjoe. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dat jy met ons hieroor gesels het. Nou ja, Joel klink vir my soos 'n Joel. Jy's ingeskakel by Goeiemôre Good Morning waar ons vanoggend 100 episodes vier. Ekskuus tog, Pita daar in die agtergrond, hulle geniet nog hulle pamperlang sessie. Is alles oukei daar? Dis lekker, my vriend. Dit lyk vir my tuis ook, tog tuis is aan die slaap. Nou ja. So terwyl hulle nog die res van hulle pamperlang sessie geniet, kan jy ingeskakel bly. Want net hierna vier ons nog 'n baie spesiale 100ste verjaarsdag. Jy kyk na Goeiemôre Good Morning, bly ingeskakel. Ons is nou weer terug. Goeiedag. Besef jy dat die kamera het in jou generasie verander van iets wat behoort het aan een of twee mense wat met 'n reuse kamera goed moes afgeneem het na 'n wêreld waar ons elkeen 'n kameraman en 'n kameravrou geword het. En dit alles het gebeur terwyl jy lewendig was hier op aarde. Die gevolg is julle dat ons ewe skielik goed begin sien op kameras wat ons nooit wou sien nie, wat ek nooit wou sien nie.
Ek dink aan hierdie laaste week waar ek dit nou nog probeer verwerk om 2 ontstellende moorde van mense te moes gesien het, soos wat dit plaasgevind het in Amerika. Nou weet ons, dit gebeur in Suid-Afrika ook, ons weet bendegeweld is totaal besig om hand uit te ruk op die Kaapse vlakte, ons weet van mense wat koelbloedig vermoor word, en julle al wat by my oorbly in sulke omstandighede is absolute mismoedigheid, om gutted te voel. Ek weet nie waar om hoop in hierdie gebroke wêreld in te soek nie. Ek weet nie om te dink oor hierdie goed nie. En dan verstaan ek al hoe meer hoekom daar ook 'n groot groepering mense in ons samelewing en juis onder die Afrikaners is wat sê, maar Jesus kom gou weer. Inteendeel, dit klink vir my kom die 23ste September. Dan verstaan ek al hoe meer as ons in hierdie wêreld leef, hoekom mense so mismoedig is en wil vashou aan iets wat vir hulle hoop kan gee, en dit is so, en dit is waar, dat Jesus is die hoop. Wanneer Jesus kom, hy sê nie eers hy weet wat sy dag en die datum nie, maar ek dink dis die voordeel wat Christene het om te weet, dat daar wag 'n kroon van regverdigheid en hoop aan die einde van 'n moedelose wêreld waarin ek en jy onsself in begewe. Hoor Jesus se mooi woorde in die laaste boek van die Bybel, waar hy vir ons iets probeer verwoord en sê, kerels, byt vas, hou goeie moed, want ek kom weer. Hoor wat sê Openbaring 22 vers 12. Jesus sê, kyk, ek kom gou. My loon kom saam met my om almal te beloon volgens wat hulle gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Gelukkig is die wat hulle klere skoon was, sodat hulle aanspraak mag hê op die boom van die lewe en mag ingaan deur die poorte van die stad. Al die onreines bly buite, die towenaars, die onsedelikes, die moordenaars, die afgodsdienaars en elkeen wat die leuen liefhet en beoefen. Mag jy goeie moed hou as gevolg van hierdie woorde wat sê Jesus kom weer. Mag jy leef met die voorveronderstelling dat dit wat seer is, dit wat vir jou taaf is op hierdie oomblik in jou lewe, dat dit alles tot op 'n einde kom, en dat Jesus sê, daar's 'n dag wat ek die trane gaan kom wegvee, en wat ek, dit wat stikkend was, finaal gaan kom heel maak. As jy nog sukkel met daai goed in jou lewe, dan bid ek dat ons jou kan help om deur daai pyn te verwerk. Mag jy 'n fantastiese dag hê, al is die omstandighede moeilik. Hi julle, ek is Nadine en ek wil net sê baie geluk aan Goeiemôre Good Morning met 100 episodes. Mag julle altyd sterk staan, mag julle inhoud altyd van die topklas gehaald wees wat dit is. Julle aanbieders is fantasties. Dankie dat julle ons daar in ons oggende begin in 6de rad. Nou ja, dit was natuurlik die ikoniese Nadine en soos wat Pieter ook sal sê, ons goeie vriendin wat ons geluk gewens het met ons 100ste episode. Nou, die Suid-Afrikaanse druifkultivar Pinotage vier ook vanjaar sy 100ste bestaanjaar. Ek gesels nou met De Wet Viljoen, die ondervoorsitter van die Pinotage Vereniging vanuit Brugge in België, om 'n bietjie meer oor die geskiedenis te leer. So goeiemôre, good morning en baie welkom De Wet. Dankie dat jy by ons aansluit vanoggend. Goeiemôre Elsa, baie dankie vir die geleentheid en van namens Pinotage baie geluk met julle 100ste episode. Ons vier natuurlik ons 100ste bestaanjaar op die 100ste viering van Pinotage. Dit is lekker, net een vinnige regstellingkie. Ek is dan in Suid-Afrika. Ons voorsitter Beyer Streeter is in Brugge in België, waar hy besig is om Pinotage te bevorder. Ek vra nederig om verskoning De Wet en baie dankie vir daai regstelling. Nou goed. Pinotage is van jare 100 jaar oud. So ek wil graag vir jou vra, hoe voel dit vir jou om so iets te vier? Yes, dis iets besonders van ons is deel van geskiedenis, ons is deel van iets uniek, ons is deel van iets uniek uit Afrika, uit Suid-Afrika uit en dis deel van ons erfenis. So ons kan regtig trots wees op wat ons voorgangers bereik het. Professor Abraham Isaac Perold het die kruising gemaak in 1924 waar hy Pinot Noir en Cinsault of Hermitage soos dit in daai tyd bekend gestaan het, gekruis het. En in 1925 is Pinotage basies gebore toe daai kruising tot stand gekom het en geplant is, die eerste 4 saadjies geplant is.
So dis iets unieks. Dis regtig iets waarop ons kan trots wees. Ons doen baie dinge vir jare waar ons die hele Pinotage storie vertel vir die publiek, waar ons uitgaan proe aanbied. Ons doen feeste, ons doen so baie verskillende goeders om juis om bekendmaking te maak, dit meer bekend te maak, Pinotage om die publiek in Suid-Afrika, maar ook wêreldwyd. Soos ek nou net gesê het van beiers wat in België is. So Pinotage is 'n globale kultivar. Dit word reg oor die wêreld geniet en dis regtig iets waarop elke liewe Suid-Afrikaner kan trots wees. Goed, nou nog iets wat vir my uitstaan is die feit dat die wingerde amper tot niet gegaan het, totdat Dr. Charlie Niehaus dit gered het. Ja, ag daar's soveel stories rondom Pinotage. Hy het 'n moeilike begin gehad. Die kruising het 4 saadjies voortgebring en daai 4 saadjies is geplant by Professor Perold se woning wat welgevallen is hier in Stellenbosch en hy het toe getrek. Hy het toe 'n nuwe pos gekry by die KWV en toe hulle nou die basies die tuin skoonmaak vir die volgende ou om in sy plek te kom, toe hy daar per geluk Professor De Waal verbygegaan en gesien, maar wow, ons moet hierdie saadjies beskerm en hulle het dit uitgehaal en geherplant by Elsenburg basies en van daar af, van daai klein begin, het die hele Pinotage kultivar gegroei en as dit nie vir daai geluk was nie, was daar amper niks gewees nie en soos ek sê, daar was baie rolspelers oor die jare heen. Rugby het ook 'n rol gespeel want die verskillende rugby spelers van daai tyd, of die groot rugby spelers van daai tyd, die De Waals en die Morkels het seker gemaak dat die wyn ook voortgeleef het deurdat ons spekuleer, maar ons dink hulle het by die rugby-wedstryde toe hulle vir WP gespeel het halftyd gedrink en van daar af het WP regtig goed gegaan of goed gedoen. So nee, Pinotage het 'n unieke storie en ek wil tog vir julle elkeen aanbeveel om gaan op ons webtuiste, daar's 'n mag om inligting en gaan lees 'n bietjie oor daai geskiedenis, gaan lees 'n bietjie van alles wat rondom Pinotage gebeur. Daar's soveel dinge en is regtig uniek en as jy wil hê ons met Pinotage in jou area kom bemark en ons sal vir julle daar in die studio 'n paar bottels Pinotage stuur want ontbyt is soveel beter met 'n glas Pinotage in die hand, seker. Ek kan jou waarborg, die ander manne geniet nou hulle pamperlang met hulle voete, maar 'n glas Pinotage pamperlang jou van binne af. Kyk, ek mag seker nou nie te veel sê nie, maar ek dink my glimlag sê alles, jy weet, na aanleiding van wat ek gewoonlik geniet. So ek sê vir jou baie dankie ook dat jy tyd gemaak het om so 'n bietjie van die geskiedenis met ons te deel. En ek dink 'n mens kan werklik opgewonde wees ook oor die volgende 100 jaar vir hierdie dryf. So dankie dat jy vanoggend by ons aangesluit het. Goed, so jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Ek hoop jy vier vanoggend hierdie fees saam met ons, natuurlik met 'n heerlike koppie koffie in die hand. En ek wil jou ook sommer net daaraan herinner dat jy baie welkom is om 'n draai te gaan maak op ons YouTube kanaal om weer na enige van hierdie gesprekke te gaan kyk. Nou, Pinotage is nie al wat 'n eeu vier nie. En ons het ook daarom by die seniors Susan van der Westhuizen en ook Johan Havenga gaan aanklop, wie hierdie jaar onderskeidelik hulle 100ste en 102de verjaarsdag vier. Ek dink dit is 'n besonderse mylpaal wat 'n mens kan bereik. So jy kan ingeskakel bly want ons gaan binnekort luister wat hulle te sê het, natuurlik net hier by Goeiemôre, Good Morning. En wie weet, ek is nou nogal nuuskierig om te sien of hulle dit ook gaan doen met 'n heerlike koppie koffie in die hand. Daar's nog baie wat voor lê, maar ons luister nou eers na die ouer garde se wysheid. Ons het naby Kranskop gebly, naby Nylstroom. Ek weet nie of julle weet waar dit is nie. In elk geval, ons het net so voor die kop gebly en ons in die oggende dan gooi die vrou Kranskop 'n skade weer oor ons huis, dan is dit koud in die winter. En ons is partymal kaaf, toe ons nie skoene altyd gehad nie. Op daai gerypte gras geloop skool toe.
Die skool was reg agter die kop gewees, net so lank as wat die kranskop was. En ons het eers net een klaskamertjie gehad. En dit het toe van graad 1 en 2 en standaard 1 en 2 gedien. Toe het hulle later nog 'n klaskamertjie aangebou. Toe kom daar nog 'n onderwyser. Toe gaan dit tot standaard 6. Na standaard 6 het ek in die koshuis gebly vir 'n jaar. Maar dit was droog en warm en my pa kon nie eers, hulle kon nie 'n ploeg in die grond kry om te ploeg op die plaas nie. Toe gaan bly ek by my tannie hulle wat naby die dorp gebly het waar die skoolbus omgedraai het. En daarna het ek skool toe gegaan tot standaard 9. Ja. Toe sien ek hoe swaar kon my papa, dus het nog altyd net so droog. Toe sê ek, nee, nou gaan ek werk. Toe kom my niggie hulle van Johannesburg af. Dus ek sê, moet saam met hulle kom. En moet ek daar by hulle bly en dan gaan werk soek. My pa het ons geleer skiet. Nee, nie my pa nie, my man. Vir ek en Ria. Ek werkte op Nylstroom in die graankoöperasie. En die ander dametjie het by die manshaarkapper gewerk. En ons het goeie vriende geraak. En toe stel sy my voor aan hom, want hulle het langs mekaar gebly so end uit die dorp, so 11 kilometer. En so het ek hom nou ontmoet en aangegaan tot ons nou verlief geraak het en verloof geraak het en op die ou end getroud is. Ek voel werklik geëerd die hele vandag vir my kom kuier het. En om my storie te vertel gaan lank vat, dus 100 jaar amper. Want ek word eers so 100 jaar in die 6de November. Ek glo, mens moet altyd iets doen vir jou kip, vir jou leef en die leef, jy weet dat jy moet bezig wees. Jy moet aan sport deelneem. Ek het selfs betrokke gewees terwyl ek gewerk het met my gemeenskap. Ook toe ek afgetree het, na ek afgetree het, betrokke gewees by baie organisasies, dus die skool, die kerk, rapportryers, sport natuurlik baie. Ja, dit is gestrek oor 'n baie lang tyd. Ek dink die grootste eer waarom ek nou nog is vir my is dit onverklaarbaar in sommige gevalle, maar is ons Hemelse Vader. Die genade wat ek gekry het oor die jare, die liefde wat ek daar gekry het, en steeds. Want waar kan jy nog sien, ek kan nog doen, ek bestuur my motor, ek ry waar ek wil, ek doen dinge wat ek wil. Er is so baie mense wat jonger is, wat baie moeiliker kry, sieker is, wat ouers nie maak nie. Ons is 'n familie van 8 kinders gewees. Ons het groot geword met my pa wat 'n los spoorwerker was. Maar ons het nooit honger gekry nie, ons het netjies gewees, skoon gewees, maar 'n swaar dae, en ek dink daar is 'n fundament gelê vir die toekoms. Jy moet altyd meer doen, dit sê ek vir die jong mense. Altyd meer doen as wat van jou verwag word. Dan kan jy voorgaan. En dit is die pad wat ek ook maar probeer loop het. Doktersvriend het my gesê, wat jy by jou genade reg gebruik. En dit is wat ek probeer doen dit oor die jare. 'n Balans hou. Jy moet 'n balans hê in jou perke. Jy nie te veel eet nie, nie te veel drink nie. Altyd iets vir jou kop doen, maar iets ook vir jou lyf doen. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing.
Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids, we're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have one monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off! Debt Rescue, pay what you can afford. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Goeiemôre julle, dis Dousie en ek wil sê baie geluk met 'n 100ste episode van Goeiemôre Good Morning. Dit was natuurlik 'n boodskap van die legendariese Dousie. Nou sien jy dat ons ontbytprogram sy 100ste episode vier, het Matthys van Sail, uitvoerende hoof van Mike's Kitchen, na ons toe uitgereik en gevra of hy en sy span nie vir ons ontbyt kan kom maak nie. Pieter is nou saam met hulle hier buite die ateljee. Dis so vinnig gaan so. Hey, hierdie is baie lekker. Matthys van Mike's Kitchen is hier saam met ons. Wie's almal saam met ons hier so, Matthys? Goeiemôre. Goeiemôre. Dis al maar 'n voorreg om hier by julle te wees. Baie lekker, so lekker. Julle 100ste dag. Ons kon nie na julle toe gaan nie, so toe bring ons julle maar na ons toe. Ja, maar baie dankie. Julle is altyd welkom. Ons het hier my twee chefs, Pieter en Charlie, Maritza. Hallo. Sinay, sy doen ons bemarking. Lekker, baie welkom. En wat se ontbyt gaan julle vanmôre vir ons maak? Pieter, what's up for breakfast? We have got breakfast here. Also we have bacon, bacon, mushrooms, we've got tomatoes, we've got toast over here, and then we're making a very tasty breakfast here. It sounds lovely. Dit lyk baie lekker. Ek het nog nooit gesien dat iemand 'n broodjie so lekker in 'n pan kan laat lyk nie. Dit lyk te heerlik. Hoekom moet 'n ou natuurlik nie net aan jou breakfast nie, maar ek meen Mike's Kitchen is vir my nog al die jare net hierdie lekker familie bymekaar. Absoluut so. Maar wie ouer mense en jong executives pak ons Mike's vol in die oggend vir ontbyt. Ja, voor hulle nou jy kan maar sê dis hoe hulle self reg kry. Is jy so vroeg as ons aan die gang? Nog nie so heeltemal so vroeg. Nog nie heeltemal so vroeg. Ja. Luister, en het julle nog steeds al daai lekker ribbietjies so goed. Ek onthou as ek 'n klein seentjie was die ribbietjies altyd die hoogtepunt. Ek het hom geëet van oor tot oor. Mond wat so vuil is. Ja, nee, absoluut. Jy weet, ons is eerste winkel het in 72 oopgegaan.
Regtig. So julle is ouer as ek. Ja, ek is nou eers 28, 39, 31. Ja, ons is nou 53. Ja, dis julle het 100 episodes, maar ons vier toevallig nou in September het ons 53ste jaar van bestaan. Maar ons het al, kyk, Mike's Kitchen het ons nou 'n bietjie herontwerp. Meer moderne look and feel. En natuurlik die menu is baie hard aangewerk. Maar ons het al die legends soos wat hulle bekend is. Dit het ons gehou. So ribbetjies absoluut, steaks die beste hotelgraad steaks. Dis wat jy kry by ons. Dis wat ons burgers is fantasties. En gaan ons weer 'n bietjie meer winkels ook begin sien oopmaak in die toekoms. Hoe lyk die planne? Ja, absoluut. Ons het nou binne 'n jaar se tyd het ons twee nuwe winkels oopgemaak. Die een is in Montana, Pretoria. En dan die ander een, nou 26 Augustus het hy oopgemaak. Ekskuus, ek wil 'n bietjie vorentoe gaan, want hierdie reuke vang vir my soos wat jy nou gesels en ek val hier soos 'n vlieg in jou sop, Matthys. Maar kyk met al hierdie reuke wat 'n ou kry, dis so lekker. En nou staan ek vir 'n slag in 'n chef se kombuis op. Absoluut. Is in Mike's Kitchen se kombuis. Staan 'n bietjie die kant toe chef man. Sorry, only joking. Only joking. Hy wil oorvat. Ja, I want to feel like a Gordon Ramsay. No, you must do your thing, please. Dis so lekker is ons 100ste episode Mike's Kitchen wat vir ons 'n heerlike ontbytjie kom voorberei. Ek weet Elsa se mond is ook besig om te water daar aan die binnekant. Arnold het skoon die Hasepad gekies of hy het een of ander geel gevaar of 'n rooi kaart of hy het seker maar 'n skeieregter se hulp gehad. Ek weet nie, maar hierdie lyk net vir my ongelooflik lekker. En ek dink die lekkerste van Mike's Kitchen is net soos ek nou nog sê, daai familiesamehorigheid wat 'n ou kry, maar ook die manier wat jy dit net aanbied vir mense om hulle tuis te laat voel. Kyk, die eerste ding as jy nou mense wat 'n bietjie ouer is, as jy vir hulle vra, jy noem die woord Mike's Kitchen aan ons handelsmerk, dan onthou hulle onmiddellik fantastiese memories uit hulle kinderdae. Hulle sê vir jou dadelik. Ek het 'n tante gekry in Milnerton, ons Milnerton tap. Toe sit sy daar, roep sy my, toe sit sy daar met 4 geslagte om een tafel. Almal Mike's Kitchen ken. Hulle ken almal Mike's Kitchen. Dis lekker. Nou wat dink jy, daar sal vir my 'n plekkie wees om hier nie verhoog in die kombuis te kan wees. Chef, what is this? Hosanna, wat het ons hier? The salmon over there. Salmon. I'm gonna put some red onion. Yes, some red onion that you fry a little bit. Yeah. You can do the red onion. Is the red onion ready or not? It's ready, but it's nearly ready. Ja, hoekom gaan dit so stadig in hierdie kombuis? Kom. Die tafels is vol hier buite. Die tafels is vol. Gaan dit partykeer lekker rof aan 'n kombuis? Baie. Is dit, nee? Ja, val op 'n naweek. En hoe hanteer 'n chef dit? Ek meen as daar skielik 15 borde kos voorberei moet word, ek noem nou maar 'n getal. Hoe hou jy kop? Jy moet maar, ons het iemand aan die een kant van die lyn en aan die ander kant van die lyn. So een roep uit, aan die een maak seker alles word gepak. En dan gaan ons. Right, ek roep uit vir 'n heerlike salmon toebroodjie. Kom, ek soek daai rooi eie. Matthys, dink jy ek sal dit kan oorvat as Thys en die mense vir my sê, "Maak toe jou laptop, jy's klaar by Goeiemôre Good Morning," sal vir my 'n plekkie wees by Mike's Kitchen. Enige tyd. Baie dankie. Alright, hier gaan ons. Dis lyk baie lekker. Begin nou amper voel soos 'n ou wat 'n perde resies hierso aankondig en goeders. Ons het hierso kyk hierdie heerlike salmon, vars uit die Suid-Siberiese kus ingevoer. En hierso het ons 'n eiertjie van ons free range hoendertjies wat hardloop. Die chef, kom chef, jy moet gou maar. Kom. Hierdie ou is al 'n hele oggend so op sy senuwees en hy doen sy ding, maar hy is natuurlik twee van die lekkerste en die oulikste en die beste chef. Pieter, ons doen vir julle hier een van ons gewildste ontbyt op die menu item. Op die menu. Dit is ons heritage. Wie ons wys. Ja, sy wil vir ons wys. Ons tyd hardloop uit. Ek gaan met proe, ek gaan almal se tonge en monde laat water. Baie dankie dat julle kom inloer. 'n Ex-Benedict, dis wat ons het. Ek is so jammer. Annie, eat your heart out want ek weet jy sou hierdie enetjie by my wou steel vanmôre. Maar nou ja, ek gaan lekker op my. O, hier is jy wil ook niks uitmis nie. Rooi kaart se agteruit sal ek ooit op kos. Save big with Clubcard-only deals at Clicks. Until 7 October, Clubcard members can save on brands like Stay Soft, Meridol, Osteo Ease, and Pampers. Use your cashback to save even more. Swipe and save with South Africa's most used loyalty program.
as we celebrate 30 years of giving you real value and real savings. Clicks. Feel good, pay less. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Los jou suster se hare uit. Ek soek 'n ouma. En ek soek 'n vakansie. Nee! Word jou daaglikse inkopies effens onmoontlik? Jy kan so sê, ja. Besoek Urban Foods se webtuiste en bestel jou kruideniersware en smaaklike voorafverpakte maaltye aanlyn. Ons is oop 6 dae 'n week en lewer binne 24 uur af. So maklik is dit? So maklik los ons al jou probleme op. Wel, amper almal. Besoek www.urbanfoods.co.za vandag nog. Vir meer as 22 jaar is jou finansiële vryheid Finbond Groep Beperk se prioriteit. Ons waarborg jou kapitaal en 'n beter rentekoers al is die eksterne omgewing stormagtig. Deur jou kuponkoers oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy kyk hoe jou gemiddelde jaarlikse rentekoers uit sy nate bars. Voel weer goed oor jou finansiële gesondheid met Finbond Groep Beperk. Tesenfees geld.
Te heerlik, te heerlik. Ons het sopas gekyk na die musiekvideo van Nicholas Lou en die nuwe weergawe. 20 jaar later van daai groot treffer van hom, Rock Daai Lyfie, en my oom Hater is weer hier. Nicholas, goeiemôre en baie welkom. En onthou, jy het dit eerste hier gesien. Heel eerste. Dankie vir daai en my ou vriend. Ek jy weet die kortom, hoekom sal 'n ou dit doen? Want jy kan en jy wil. Want jy kan en jy wil. Ja, ek en jy nou so 'n bietjie gepraat daaroor. Jy na 20 jaar het jy soveel idees al opgebou oor die jare wat jy die liedjie ek het in 20 jaar ten minste 2000 keer die liedjie opgetree. Weet ek meen dit is 'n ou werk op 100 shows 'n jaar. So ten minste 2000 keer gesing. Jy het 'n paar nuwe idees, jou stem is ingeoefen, die nuwe tegnologie. Ek het weer vir Robin Kylie gekry wat die oorspronklike weergawe gedoen het. En so hy het ook weer vars idees en jy weet 'n ou dink altyd by jouself, weet jy, as ek maar net dit gedoen het of ek wens en nou het jy die geleentheid en vonkmusiek gee vir my daai geleentheid om dit te doen. En baie dankie dat jy dit met ons kom deel het so eksklusief hier op ons 100ste episode. Ek wil net seker maak die baadjie en die skoene oorspronklik. Ja. Kyk, ek het al die jare gehou. Ja, nee, verseker. Ek het al daai goed gehou. Moet ek nou sê, daar's 'n rede hoekom jy die baadjie net van agter af sien. Ja. Hy maak nie meer toe. My omtrek, kyk ek het gegroei as kunstenaar in die laaste 20 jaar. My omtrek het ook gegroei. So hy kom tot hierso. Net so terwyl jy daai verduideliking doen, ek wil net vir Elsa en vir Annie ook nooi. Hulle is daarom nog hier. Baie dankie vir hierdie vinnige inloer en die eksklusiewe kuiertjie. Nicholas, dit was nou baie lekker. Vir almal van julle wil ons sê dankie dat jy hier is vir ons 100ste episode. Dankie vir almal van julle wat saam met ons kuier hier op ons 100ste episode. Hierdie was die eerste 100. Elsa, hoe lekker. Is jy gereed? Ja, ek is lekker. Hier gaan ons op die 100ste episode. Druk daai knoppie. Ons het lekker saam met julle gekuier. Van ons almal, ons sien julle weer volgende week. Kyk uit vir ons hoogtepunte program op die eerste 100 hier by Goeiemôre, good morning. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants.